vir 'n paar tannies gevra, want ek wil weet wie is die oudste papa in die kerk. Nope. Hy is nie hierso nie, maar Adam. Ja. En dan is dit pastoor Dirk. En dan is dit Gideon en Jacques. En dan is dit Marius. So dis die 5 oudstes. So oor is ek? Nee, jou kleiner sy ouder daar. Oor. Hy was 'n paar voordat hy 'n pa. Oor dit hoe dit werk? Hy is die jongste papa. Was dit 'n agter? Ja. In Borden. En dan gaan ek gou sê, hoekom gaan ek hom as 'n bottel? Dit was nogal vir my interessant geweest. So, baie mense dink, dat wanneer 'n vrou die baba dra, kan die man nie eintlik iets daarmee te doen, behalwe vir die beginstadium nie. So, sorry, dis nie ook nie. Die placenta kom van die mama. So, ja. Die mama dra die baba, maar die papa voer die baba. En so is dit 'n gesamentlike poging om 'n gesonde mens in die lewe in te bring. En nog iets wat interessant was toe ek 'n bietjie gekyk is, daar's 'n swangerskaptoets wat hulle doen omtrent tussen 11 en 14 weke. Om te kyk of alles geneties oukei is. En dit is die Pregnancy Associated Plasma Protein toets. En hulle noem dit die papa-toets. En dit was ook 'n ekstra behandeling nodig as vir iets. So mamas wat gedink het dat hulle die kind gedra het en hulle die enigste seggenskap oor 'n kind. Hallo, verrassing. Goed. Ek kan jy die Bybelversies opslaan. Ek wil hê jy moet oopmaak by Josua 24 vers 14. Ek gaan vanoggend net 2 tekste lees, verwonder, maar dit is net om te sê, wat is die pa se uitwerking op 'n gesin. Okay. So Josua 24 vers 14. Josua. Joshua. Okay, vers 14 sê, vrees dan na die Here en dien hom in opregtheid en waarheid. En verwyder die gode wat julle vaders gedien het, oorkant die Efraat in Egipte en dien die Here. Nou net gou 'n bietjie agtergrond voordat dit aangaan. Josua het oorgevat by Moses, om die volk in te lei in die land. En hierdie is op die einde van sy lewe gegee. Vers 25, maar is dit verkeerd tussen julle oë om die Here te dien? Kies dan vir julle vandag wie julle wil dien. Of die gode wat julle vaders daar oorkant die Efraat gedien het, of die gode van die Amoriete, in wie se land julle woon. Maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Vers 31. En Israel het die Here gedien al die dae van Josua en al die dae van die oudstes, wat lank na Josua nog in die lewe was, en met al die werke van die Here bekend was, wat hy vir Israel gedoen het. Nog 'n bietjie agtergrond, daai tyd was daar nie 'n Bybel nie. Okay, so dit staaltjies oor vertel. Ek gaan gou stil staan by die
op sy kinders. 'n Pa kan sy kinders se lewe met seëninge of vloeke vervul. Daai taperekorder wat hulle in hulle koppie speel jare na hulle pa nie meer daar is nie, is wie hom gevorm het, of haar gevorm het. Ek het gevra vir 'n staaltjie wat jy van jou pa onthou. Nou ek het net 2 kante toe gekry. Die een was positief. My pa het my kerk toe gevat. Dit gee mense hoop om aan vas te klou. Want selfs al so 'n kind iewers aan sy lewe die pad byste raak, is daar 'n belofte om aan vas te hou in die Bybel. En dit sê, as hulle oud is, sal hulle nie daarvan afwyk nie. Ek het besige kinders. En hulle wil uit die huis uit, ek kan nog met die huis uit kom nie, want hulle wil ons nou hulle eie ding doen. Maar ek sien dat daar teruggetrek word na dit wat ons geleer het. En dit is baie opbouend om dit te sien. En dan het ek 'n negatief gekry van 'n pa wat gereeld geluk sit. Nou, verstaan my gou mooi. Vir 'n pa is dit belangrik, nee, om dit te maar in liefde. Maar om 'n kind te boelie en sadisties te raak, is nie aan. Daardie kind kan sy lewe lank voel dat hy of sy niks werd is nie. En jy maak op daardie manier 'n kind groot wat stikkend is. En die Bybel waarsku, moenie 'n kind terg nie, sodat hy nie moederloos word nie. Want daai kind gaan rebels raak. Dan gaan jy met 'n probleem sit. En dan moet jy nie verbaas wees daaroor nie. Maar gaan jou kinders jou woorde as pa onthou as woorde van God, wysheid en seën? Of gaan jou woorde hulle afbreek en jy stikkende mense in die wêreld uitstuur? Ek het iewers hierdie week gelees, as die duiwel engele uit die hemel uit kon praat, kan hy mense in die hel praat. En nog iets, as 'n pa nie betrokke is in die gesin nie, sal hulle nie reg funksioneer nie. Dis sou die duiwel pappa besig met sekere goeders, want hy weet, hy is die pilaar van daardie gesin. En dit veroorsaak 'n stikkende lewe, stikkende verhoudings en 'n stikkende wêreld. Nou ek het nou hierdie week gesit en dink, wie kan ek as 'n voorbeeld van 'n pa gebruik? Want ons het dit ons nou al gedoen nie. Die heel eerste papa was Adam. En dat lees hy wat daar aan geslagregister. Wat sê hy was die vader van Set. Vader van Enoch. En so gaan dit aan, hè. En die woord wat vir my uitgestaan het, toe ek die Bybel oopmaak en gevra wat moet doen, is die woord vader. Hy is die vader van. Ek het al vroeër hierdie gedoen, toe ek stambome gedoen het, en name. Maar dit is waar ek my skrifgedeelte gekry het, waar ek wil praat. En dit is by Matteus 1. Toe my Bybel oopmaak te maak, ek kom daar oop. Moenie dadelik afspraak gewees het, dit is boring, want ek wil net gaan vir ietsie uitwys. En ek gaan vinnig die name aframmel, nee? Sodat ons kan aangaan. So dit is die geslagsregister van Jesus Christus, hoorgegee wie se seun word hy genoem. Die seun van Dawid, die seun van Abraham. Nou, jy kry 2 geslagregisters van Jesus, jy kry een in Matteus, en dan kry jy een in Lukas. Nou die een in Matteus gaan na Josef toe, en die een in Lukas gaan na Maria toe. Nou kom ons gaan gou van Abraham af. As het Abraham, Isak, Jakob, van Juda en sy broers, en dan Juda was die vader van Peres en Serah by Tamar. En Peres was die vader van Ram, was die vader van Aminadab, van Nahshon,
vader van Obed by Rut, en hy was die vader van Isai, wat die vader was van koning Dawid. En hy was die vader van Salomo, by die vrou van Uria. En hy was die vader van Rehabeam, as die vader van Abia, Asa, Josafat, Joram, Isia, Jotam, Ahaz, Hiskia, Manasseh, Amon, Josja, en hy was die vader van Jegonia en sy broers in die tyd van die Babyloniese ballingskap. En na die Babyloniese ballingskap het Jegonia die vader geword van Sealtiel. En hy was weer die vader van Serubabel, en dan gaan het af, Abi, Eljakim, Asor, Sadok, Achim, Eliot, Elasar, Maram, Jakob, en hy was die vader van Josef, die man van Maria uit die gebore is Jesus, wat Christus genoem word. Nou van Abraham tot Dawid was 14 geslagte, van Dawid tot by die Babyloniese ballingskap was 14 geslagte, en die Babyloniese ballingskap tot Christus, raai hoeveel geslagte? 14. En dit is hoe ek by die naam gekom het oor wie ek wil praat. En ons hoor nie baie van hom nie, en dit is Josef. Dit was Jesus se aardse papa. En weet julle wat, hy moes 'n absolute partner wees van God die Vader, om Jesus groot te maak, te beskerm, en om te lei. En so het ek na God toe gegaan en ek het gevra, asseblief, geef my insig hieroor. Want ons lees van Josef wat in die verbygaan, nee? En toe het hy vir my 'n paar goedjies uitgewys en ek wil dit baie graag met julle deel. Van die begin af het God met hom in drome gepraat, om sekere instruksies te gee. Vir dit om te kon werk, moes hy baie gelowig gewees het, en 'n baie goeie verhouding met God gehad het. In ons taal sou mense hy moes wedergebore gewees het. Want hy moes homself as man en pa op die agtergrond geplaas het. En voordat ek aangaan, is daar iets wat ek wil hê julle moet vir my doen. Sit julle net vir 'n oomblik in Josef se voete. Wat jy sou gedoen het as jy hy was. Kyk. Wow. Hy het my prikkie teken. Eerstens moes hy self die papa wees om Jesus groot te maak, want hy kom uit die geslag van Dawid uit. En hy kon deur God vertrou word om sy gesin te beskerm. Ek het die Here gevra oor sy persoonlikheid en sy karakter. En ek het 'n afleiding gemaak daaruit, as ek dit kan permissie mag sê. Hy was nie wraaksugtig nie. Hy wou stilweg vir Maria los, en hy wou nie 'n boehaai maak oor sy swanger verloofde nie. Want hulle kon haar volgens wet steun, en hy wou nie daai vernedering vir haar gehad het nie. Omdat hy gelowig was, was hy ook baie wetties. En dit was vir hom belangrik wat die mense rondom hom van sy vrou sou sê. Dan was hy ook gehoorsaam aan die landswette, want toe die Romeinse ryk sê daar moet 'n sensus wees, te pak hy op. En hy gaan Bethlehem toe, dit is waar hy vandaan gekom het. Maar toe wil Maria saam, en sy is hoogswanger, en hy stel haar gemak bo sy eie. Die reis toe sou nie gemaklik gewees het nie. Monique, as ons nou vir jou sê, klim op 'n donkie, en hy is so tot in Johannesburg met hom. Nee. Maar ek bring op veilig daar. Maar toe wat
gebeur is, daar's nie herlig nie. En hy hou nie opsoek, voordat hy 'n dak oor sy kop kry, waar sy kan rus nie. En dan is dit met Jesus se geboorte self. Hy was in 'n stal. So, waar is 'n stal? 'n stal is op 'n plaas. Wat weet ons van plase af? Plase is afgesonder. So toe sy gekraam het, was daar vroedvroue by die rand. Daar's nie 'n hospitaal nie. So hy moes 10-1 gehelp het met die geboorte. Want ek het nie hoeveel vrouens is daar wat kans om 'n geboorte te skiet sonder iemand by om te ondersteun. Okay, en toe gebeur al die goeders, die wyse manne kom daar aan, die herders kom daar aan, en hulle vertel vir Herodes van die kind, en toe moet hy vlug om die kind te beskerm. En hy het weer 'n keer nie omgegee om ontwortel te word daarvoor nie. Hy was in die middel van die nag wakker gemaak om te vlug. En in plaas van om te sê, ek is moeg, ek kan nie so rukkie slaap, staan hy dadelik op, en hy maak reg, en hy maak vir Maria wakker, en hy vat vir Jesus, en hulle trek Egipte toe. En dit was om en by so 483 km van waar hy is. Okay. En toe dit veilig was, na 'n paar jare, het hulle sy gesin terugvat na sy blyplek toe, waar hy was. Maar, Herodes se seun koning geword. En toe sy bietjie bang daarvoor, en hy kry weer 'n keer in 'n nag 'n droom om te sê, hulle moet hulle in Galilea gaan vestig. En dit is waarom hulle toe in Nasaret beland het. Hy het ook Jesus opgelei vir sy lering, want hy was ook 'n skryfwerker. En ek glo dat ons baie gesels het, net oor dit wat hy Jesus geleer het om te doen met sy hande nie, maar ook geestelik. Want toe Jesus op 'n 12-jarige ouderdom by die tempel aankom, dis die mense verbaas oor sy invul wat hy het. En ek glo ook hy was streng, want toe hy terugvat, wat hulle daai tyd gedoen het, hulle het in 2 groepe of meer gedeel, sodat wanneer een groep aangeval word, die ander groep oorleef in die plek waartoe hulle gegaan het. So, die een het gedink Jesus by die een, en die ander het gedink Jesus by die ander een, en daar begin hulle pad terug te vat. Maar, toe hulle by mekaar kom, is Jesus nergens te vind nie. En hulle draai om Jesus te gaan soek, en waar kry hulle hom? In die tempel. En hy raas met Jesus. Hy sê, hoekom laat jy ons so uitstres hierso? Ons het jou gesoek, enigiets kon ons die pad met jou gebeur het. En hy sê vir hom, moet ek nie in die huis van my vader wees, nie? Hy het sy antwoord aanvaar, maar nou het ek weer 'n keer 'n vraag, ek het gesit en dink daaroor, hoeveel paas sou dit daar gelos het? Dink gebietjie, sou jy? Of sou hom gebuk sit en die ander pad is teruggegaan en soek doen? Dis het hy sekerlik ook die vryheid gegee om besig te wees met sy paase dinge. Hy het dus gewillig teruggestaan, sodat Jesus vryheid kon hê, om verder geestelik te groei. En dan lees mens nie weer iets van hom nie. En Jesus het sy bediening begin en baie glo dat hy dood is voordat hy daarmee begin het. Ek glo hy was in alle opsigte 'n werkpaal om te hê op aarde. Hy was 'n stiefpapa. En hy moes besluit of hy die kans sien vir daardie pakket of nie. En hy het dit aanvaar. And if he steps up, kan hy dit. Om groot te word en gedisiplineerd te word is nie altyd maklik nie. Veral nie as jou kind se wil so groot as Tafelberg is nie.
En wat kan 'n pa doen? Veral as 'n nuwe pappa. Wat kan jy weer gaan toepas vir jou eie kind? Ek het 'n video gesien waar 'n pappa sy baba onmiddellik na geboorte in sy Bybel sit. Het was toegepas soos 'n worsie en 'n hotdog broodjie. En hy het oor daardie kind se lewe seën toegewid. En wat 'n awesome manier is dit nie, om die lewe te begin nie. Soos kapra as jy as 'n pa, jy moet 'n goeie verhouding hê met die Here. Jy moet die geestelike leier wees in jou huisgesin. Jy moet 'n blywende, godsdienstige nalatenskap in jou kinders kweek. Bid oor jou kinders elke dag, gereeld, en luister na God se stem. Wees genadig en vergewe, soos God die Vader. Gee jou kind spasie om sy eie persoon te word in die weë van die Here. Dig jou kind, maar nie in woede nie. En nou, ek het net gekyk, wie is die oudste papas? So jou kinders is groot. Maar wat as jy 'n fout gemaak het met hulle? Gaan sê sorry. Dis nie 'n vloekwoord nie. En erken aan jou kind dat jy steeds 'n mens is en nie hierdie bonatuurlike mag wat 'n kind is. Sê vir daardie kind dat jy ook in die leerskool van die lewe is en self ook die lewe moet uitfigure terwyl jy groei as 'n mens. Dit behoort die regte uitwerking te hê. Ek kan maar van getuig. Ek het al veel keer gesê, my pa het hierdie ding maar as jy van iets gevra het, sê nee, hoekom nie? Omdat ek so sê. Ja, nie. Dan het ek 'n nodig pak gekry, 2 keer waarvan ek dan definitief onthou. Maar my pa het iets gedoen, hy het vir my PS gekoop wat sê die pleespokkie nie. Dan het hy die ander chocolaties gekoop wat sê, sal jy my vergewe, want aan die kant is 'n ja en aan die ander kant is 'n nee, so ek het die ja vir hom gegee. En weet julle wat, ek het hom vergewe vir dit waarvoor hy my nie eers om verskoning gevra het nie. Want na my mening, toe hy vir my vra sorry, het dit alles ingesluit wat hy verkeerd gedoen het. En vandag kan ek dit as 'n stalking gebruik. As jou pa jou onregverdig behandel het, mag sterf het voordat hy kon regmaak. Gaan gee daai seer vir die Here en vergewe hom daarvoor. Spreek hom heeltemal vry en breek alle vloeke wat hy in jou lewe kon uitspreek. Want na alles was hy ook net 'n mens en mense maak foute. Vra dan die Here om jou heel te maak en daai breinopname in jou kop wat oor en oor speel van ek is nie goed genoeg nie, ek is nie reg nie, ek doen dit, ek doen dat. Gee daai opname vir die Here en begin 'n splinternuwe bladsy. En wat kan stiefpapas doen? Josef was 'n baie goeie voorbeeld daarvan. Want as daar 'n kind is wat groot gemaak moet word en jy vat daardie rol oor, dan is jy die verantwoordelike pa. En nou het ek vir die mans alles vertel, nee. Maar daar's vrouens en daar's kinders. Wat doen julle om die pappa se taak makliker vir hom te maak? Want ons is veronderstel om agter hulle te staan en hulle 'n bietjie daai boost te gee wat hulle nodig het. En dan die vrou sal iets sê soos, maar my man, maar het jy gebid daaroor? Het jy al met hom daaroor gepraat? Of was jou wil groter as sy gehoorsaamheid aan God? En wat as kinders sê, maar my pa, het jy hom uitgenooi vir 'n koppie koffie om kalm langs jou te kom sit en gevra waarom hy so besluit geneem het? Het jy hom gerespekteer toe hy verduidelik het en het jy daaroor gebid? Al wat enige een kan doen
is om die beste pa wat te kan wees. Dit moet jou strewe wees. Eendag as jy dit doen, stuur jy gesonde kinders in 'n stikkende wêreld in, sodat hulle verskil daar buitekant gaan maak en die wêreld 'n beter plek maak en gesonde paas ook vir hulle kinders te wees. En hier 'n nuwe lesing wat jy jou hele gesin kan aanleer. En dit is, ek en my huis, ons sal